Mara. Ek weet nie of dit nou almal is nie, maar ek sien dat 'n paar seker nou moeg geraak. Maar julle wat agtergebly het, luister aandagtig. Hierdie is 'n moeilike lesing. Dis 'n moeilike lesing. Dis die tweede keer wat ek dit aanbied, en elke keer kom daar nog gedagtes, so hy's nog nie, en ek wil hê julle moet julle gedagtes saam met my hou, en my help in hierdie lesing. Want hierdie is regtig 'n moeilike lesing. En miskien gaan dit dalk teen julle beter wete inskop. Ek het baie lank gesukkel met hierdie lesing, 14 jaar. Want ek het nooit geweet hoe om te begin nie, en om deur te werk nie. En dis so 'n maand terug, eintlik nie, dit het eintlik begin met verlede jaar, September maand toe. En die gedagtes begin vormvat, om die lesing bymekaar te bring. So asseblief luister, as dit vir julle sin maak, doen wat ek vandag met dit doen, vertel van die mense. Want dit is 'n groot misleiding. Dit gaan aansluit met wat ek nou net vir julle gedoen het. So kom ons vra net die Here se leiding. Vader, dankie dat ons weer vandag na U toe kan kom, om vir U te vra om met ons te wees. Here, dit wat ek wil sê, haal ek uit U woord uit, en ek wil niks gebruik vandag, uit my eie kennis nie, Here, want ek het dit nie. Maar ek wil hê, dat U my moet lei om die regte woorde vandag te sê. Dat dit kan sin maak, en dat dit net kan waar wees. Ek wil ook bid en vra, Here, dat U met my vrou sal wees nou, as sy nie baie lekker is nie. Dat U haar sal bewaar en beskerm. Maar nie net vir haar nie, vir elke persoon wat nie nou lekker voel nie, Here, en wat dalk siek is. Dankie vir U beloftes, en dankie, Here, dat ons weet binnekort gaan U kinders kom haal. Help ons net om standvastig te bly, gelowig te bly, en op U te vertrou. Vra dit in Jesus naam, amen. Nou, soos julle sien, het ek die ding getema ondersoek die skrifte. En in elke lesing wat ek doen, haal ek hierdie vers aan. Want hierdie was die eerste antwoord wat Jesus gegee het. Toe die disippels hom vra, wanneer gaan daai tempel in mekaar val? Want hy het vir hulle gesê die tempel gaan vernietig word. En dieselfde asem vra hulle vir hom van die wederkoms. Dan antwoord hy, pas op vir misleiding. Was daar 'n moontlikheid dat hulle kon mislei was, die disippels? Ja, seker. Maar ek dink die moontlikheid was so groot. Miskien moet ek die regte duim gebruik, so groot. Die een kan jy nie sien nie. Want onthou, hulle het nou net saam met hom gewandel. Hulle het nou net die lerings by hom gekry, is nog vars in hulle kop gewees. Maar wat van ons wat vandag hier staan, bykans 2000 jaar later, dink ek dat die misleiding baie groter is vandag. En daarom moet ons des te meer die skrifte ondersoek vandag. Waar het hierdie gedagte van hierdie lesing vir my vandaan gekom? Onthou julle verlede jaar, September maand, was Suid-Afrika in rep en roer. Ons het reggemaak, die Here kom ons haal. Duidelik. Dit was nie net in Suid-Afrika nie. Dit was wêreldwyd. Ek het bietjie gaan kyk na dit, waar was die oorsprong? Was nie in Pretoria nie. Nee, dit het van ander plekke afgekom. Wat het hulle verkeerd verstaan? Want dis nie die eerste keer wat mense die Bybel verkeerd verstaan om voorspellings te maak nie. Wat het hulle verkeerd verstaan? Dit het hulle verkeerd verstaan. Die fees van trompette het hulle verkeerd verstaan. Onthou ek het vir julle gesê, ons het profeseë, ons het geskiedenis, dis argeologie. Argeologie. My tong nou 'n bietjie vandag. En in hierdie geval bewys die geskiedenis vir ons of dit so is of nie so is nie. Die fees van trompette lees julle in Levitikus 23 vers 4. Spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand op die 1ste van die maand moet daar vir julle 'n rusdag wees, 'n gedenkdag, die basyn geklank, 'n heilige vierdag. Verlede jaar was daar gesê,
Daar was 'n datum gegee, nie net in September nie. Daar was gesê 'n datum, die 23ste September. Kan julle onthou? As ons teruggaan na die skepping toe, het God geskep 7 dae. Sy dag het begin Sondag tot Sondag. Hoeveel dae 'n week? 7. Hoeveel dae 'n jaar? 360. So al daai dinge is verander. Ek het vir julle gesê, wanneer ons gaan kyk, môre gaan ons kyk na die Antichrist, en ons sien die verandering in die lewe, en in die kalender en goed, en ons gaan kyk nou, wanneer het die dae verander, dan kry ons dit by hulle, wat die verander het. So dis is wat my 12 jaar terug laat begin terugsit het, en kyk, is daar misleiding in my lewe kom, of ek hoor dinge wat nie reg is nie. Jy sal nie vir my glo. Die eerste van die 7de maand is die eerste van Tisri. Nou volgens die Gregoriaanse kalender was die 23ste September die eerste van Tisri gewees. So die voorspelling was reg. Maar die interpretasie was nie reg gewees nie. Dit gebeur ook in 1844. Dieselfde prof, dinge wat hulle verkeerd is. En ek glo ek het nou nie van al die ek het nog nie die tyd gehad om te gaan kyk van voorspellings wat mense gesê die Here kom in daai tyd nie. Om te gaan kyk daai spesifieke dag en ek vat dit terug na daai kalender toe of dit op daai dag gebeur het. Waar die voorspelling reg was. Van iets wat moes gebeur het. Maar dit was nie die wederkoms nie. Want as ons nou lees in Levitikus 23 vers 27, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag. So die trompet blaas vir 'n waarskuwing, daar kom 'n versoendag. Ek weet nie of julle al die feeste gelees het nie. Hierdie was een van die dinge waar ek met die meeste gesukkel het, toe God se woord begin studeer het. Een van die, ek was vasgevang in die ding. En dan gaan vir julle later wys waar ek losgekom uit die ding. Maar wanneer die feesblaas, die ding op die eerste van die 7de blaas, was dit net die waarskuwing, daar kom 'n versoendag. Kom daar 'n versoendag in ons lewens? Wanneer gaan daai dag wees? Praat met my. Of as julle almal nou moeg gekuier? Kan ek vir die eerste wat praat, 'n sjokolade beloof? Of 'n boks, of wat? Kom daar vir ons 'n versoendag. Wanneer is daai dag? Dis die wederkoms. Dan gaan ons versoen raak met die Here. Dan gaan nie meer skeiding tussen ons wees nie. Of is ek verkeerd? Julle moet my help. Want ek gaan die lesing baie doen, want ek dink hierdie is groot ding wat die Here vir my gegee het. Daar kom vir ons 'n versoendag. So dan moes iewester vir ons 'n bassein geblaas het, om vir ons te sê, hey, maak reg, die Here kom. Dis volgens die feeste, was daar 'n spesiale bassein wat geblaas het, vir die versoendag. Nou dit het 1 keer 'n jaar gebeur. 1 keer 'n jaar is die bassein geblaas, op die 10 dae later, was die versoendag gewees. Die volk is gewaarsku. Hoekom gaan die Here ons nou in die steek laat en ons nie waarsku nie? Ek vra, wie is dit 'n regverdige God wat dit sal doen? Nee. As hy vir hulle gewaarsku het, hoe lank? 6000 jaar. Het hulle gewaarsku. Maak reg, daar's 'n versoendag. Levitikus 16 vers 30 sê, want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen, om julle te reinig van al julle sondes, moet julle voor die aangesig van die Here rein word. Wie het dit gedoen? Die hoëpriester. 1 keer 'n jaar het hy in die allerheiligste ingegaan, om daai versoening te doen. Reg? Is dit nog reg sover? Ja, julle moet saam met my praat. So die Here het vir ons ook gewaarsku. As sy wederkoms hier is, moet ons die waarskuwing kry. Hy gaan kom. So wanneer daai ding blaas, daai bassein, dan sit 'n oproep tot bekering
en selfondersoek. Nou profeties sal dit wees die aankondiging met die versoening van God. Dit verwys na Jesus se wederkoms. Ons kan gaan lees in Tessalonisense daarvan. Ons moet daai waarskuwing kry. Dan was die trompetfees, die trompettefees aangekondig en vandag gaan dit vir ons beteken die wederkoms. Die waarskuwing om reg te maak. So Dani Botha was nie verkeerd met iets wat gebeur nie. Dit was nie verkeerd nie. Maar omdat Dani Botha nie die skrifte ondersoek nie, waarsku die Here vir ons in Hosea. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Is dit moontlik dat ons vandag hier sit met 'n gebrek aan kennis? Ek dink verseker. Die waarskuwing is vir misleiding voor die Here kom. Ons leef daar. So, hoeveel te meer moet ons vandag tyd spandeer in God se woord? Veral wanneer daar uitlatings gemaak word soos daai. Weet jy dat die disippels alles verkoop het, onder mekaar verdeel het? Want hulle het die Here verwag. Weet julle dit? Weet julle dat dit verlede jaar in September maand gebeur het? Wat mense ontslaag geraak het van goed en dit gedeel het? Ja. 1844 het dieselfde gebeur. En ek glo daar moet ander datums ook wees waar dit gebeur het. Want die Here sê, gebod op gebod, reël op reël. As Dani Botha nie daai aanmaning gemaak het laas jaar nie, het ek dalk nie teruggegaan na die woord van God toe en gaan kyk, wat bedoel hy met ondersoek die skrifte nie. Het ek nie verstaan wat is 'n gebod op 'n gebod, 'n reël op 'n reël nie. Hoeveel feeste is daar gewees? Plus hierdie aand, 7. Daar was 7 feeste gewees. Luister wat sê die Bybel in Levitikus 23 vers 4. Dit moet op 'n bepaalde tyd wees. Wat was die eerste fees? Was dit op 'n bepaalde tyd gewees? Die vervulling, was dit op 'n bepaalde tyd? Ek het vir julle gesê, toe die priester daai keeltjie wou sny, toe skeer die voorhangsel, aardbewing, duisternis, op die bepaalde tyd. Wat van die tweede fees? Die dag na, die 14de, die 15de? Ongestuurde brode. Wat is suurdeeg? Sonde. Is dit nie, en is dit nou ongestuur is? Geen sonde nie. En waar was Jesus op daai dag? In die graf. Het hy sonde gehad? Op die bepaalde tyd het dit gebeur. Wat van die derde fees? Dis die eersteling gerf. Wie staan op daai 16de van daai maand op uit die dood uit? Jesus. Alhoewel ons lees, toe die aarde skeer en duisternis in die grafte gaan oop, staan daar heiliges op. So wanneer het hulle opgestaan? Voor hierdie dag of na dit? Hulle het opgestaan na Jesus opgestaan het. Anders was hulle die eerstelingsgerf. Reg of verkeerd? 100% wat die Bybel sê. Tot op die bepaalde tyd. Wat van die 4de fees? Wat het daar gebeur? Is die fees van weke. Die Bybel praat ook van die Pinksterfees. Wat beteken Pinkster? Beteken 50 dae. Wanneer het Jesus opgevaar? Wanneer het Jesus opgevaar? Onthou, hier trek ek punte af as jy verkeerd is. Dankie, jy is reg. Maar wat gebeur
10 dae later. 40 plus 10 is hoeveel? Wat gebeur daar? Hulle was eendragtig saam in die bokkamer. Wat beteken om eendragtig te wees? Is ons vandag eendragtig wat hier sit? Ek sien 'n kop en 'n gesig wat lelik trek, nee. Wat van julle wat getroud is? Is julle eendragtig in julle huis? Seker. Nee, jou man kyk vir jou snaaks. Nee, ons is nie. Wat is die belofte? Hulle was eendragtig saam in die bovertrek. Kyk wat gebeur. 'n Rukwind. Tonge van vuur. Wat is dit? Die Heilige Gees daal op hulle neer. Handelinge 2 vers 4 sê, en hulle was almal vervul met die Heilige Gees. En het begin spreek in watter taal? 'n ander taal. Staan daar 'n vreemde taal of 'n ander taal? Want die Bybel sê vir ons in vers 8, ons het gehoor in ons eie taal. Ek was al in kerke waar daar tale gepraat word, man, ek verstaan nie 'n dooie woord nie. So ander taal beteken, dis 'n wêreld in 'n bekende taal. As ons nie eendragtig is nie, gaan ons nie die Heilige Gees ontvang nie. Ek het julle gesê, en ek dink amper is in hierdie lesing wat uitgekom, Handelinge 5 sê, soos ons die getuie is, oor die Heilige Gees wat die Here gegee het, aan hulle wat gehoorsaam is. Wat het gebeur met die disippels, voor dit gebeur het? Op pad na Jerusalem toe, wat het gebeur op daai pad? Wat daagliks in ons lewens gebeur? Stry en beklei. Wie is die belangrikste? So wat het hulle daarbo gemaak? Hulle het vrede gemaak. Hulle het oog met oog gesien. Daar het versoening gekom. Die Heilige Gees is gee. Dis die hoeveelste fees? Dis die 4de fees. En dit het alles op die bepaalde tyd gebeur. Die 5de fees was die trompettefees. Het dit gebeur? In die Bybelse tyd? Want dan moes daar 'n versoening gewees het in die Bybelse tyd. En dit het nie gebeur nie. So tot en met die 31ste Desember of in die jaar 31 na Christus moes daai feeste in vervulling gekom het. Toe Paulus sê, die Antichrist is daar. Ons lees in die Bybel, hulle het alles verkoop. Hulle het gedeel onder mekaar. Hulle het die wederkoms verwag. Want as alles op 'n bepaalde tyd sou gebeur het, moes Jesus in die jaar 31 na Christus gekom het. Maar hy het nie. Hy het nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Daar is die versie. Want hy is lankmoedig. Hy het in sy hart geweet, daar gaan 'n Freddie van der Linde wees. En ek ken nou nie almal se name nie. Maar dat julle daar gaan wees, wat sy kinders wil wees. So as die feeste sou gebeur het, soos die Here dit voorspel het, moes hy gekom het in die jaar 31 na Christus. Want dit was feeste vir 'n jaar gewees, wat op bepaalde tye moes gebeur het. Wat van die 5de fees? Dit het nie gebeur nie, hoekom nie? Want die Here is lankmoedig. Hy wil nie hê ons moet verlore raak nie. Daai fees is 'n waarskuwing om reg te maak. Wat het in die Bybelse tyd gebeur as die volk hulle nie self verootmoedig het nie voor die Here nie? Hulle is uitgewis, uitgeroei. Gaan dit met ons gebeur?
was die 'n regverdige God. Hy het die feeste ingestel en hy het gesê, maak dood. So met ander woorde, as ons daai basyn van die 5de fees mis, en ons verootmoedig ons nie voor die Here nie, gaan ons nie daai hoopvolle toekoms ervaar nie. Ons gaan nie. So hoe belangrik is dit om te weet wanneer daai fees is? Want as ons nou na die feeste toe gaan, na daai tyd, was die basyn geblaas en het hulle reggemaak. Wat het die volgende gebeur, was die versoening. Met die blaas van die basyn het hulle reggemaak. Dan het die hoofpriester 2 bokke gehad om te slag. Hulle het 'n lood gewerp op hulle, om te sien wateen word geslag vir die volk se sondes, en wateen gaan in die woestyn gevat word. So 1 keer 'n jaar, het ons nou gelees, het die Here gaan versoening doen, en al die sondes is denkbeeldig uitgevat, dat daar nie sondes in die tempel is nie. Is ek reg? Julle moet saam praat. Ons gaan die Bybel vat en kyk. Dis wat gebeur het. So denkbeeldig het die Here daai ding, die tempel dan laat heilig, 1 keer 'n jaar. So wanneer die hoofpriester dan uitgaan, dan vat hy denkbeeldig die sonde uit. Sit dit op daai bok van Asasel. Hy word in die woestyn ingevat, gelos om te vrek. Op 31 na Christus het Jesus begin met die proses. Hy het gesterf vir ons sondes. Ons is beloof, ons is sondaars, ons verdien nie dood. Hy het gesterf vir ons. En soos ek gesê het, hy het gesterf, maar hy het vir my 'n geleentheid gegee om te sê, Freddie, vra vir vergifnis, met 'n opregte hart, nie die belydenisse wat ek al gehoor het nie. Ek het dan al gesoek wat en smeet, dis ek by die hoofse kantoor ingestap het hoor. Ek wil nie hierdie pak slaai nie. Volgende week is ek weer daar. Volgende week is ek weer daar. Dit moet 'n opregte vergifnis wees. So ons bok is geslag vir ons. Jesus het vir ons gesterf aan die kruis. Hy is geslag. Nou, as die feeste tot en met die 4de fees op 'n bepaalde tyd gekom het, wat dan? Ons het gesien, hy's lankmoedig, hy vertraag nie die belofte nie, en hy wil hê almal moet tot bekering kom. So wanneer of waar het hy dan vir ons gewaarsku om reg te maak vir daai versoendag? Ek het gisterand vir julle gesê, ek doen 'n baie lang profesie met julle, waarvan ek die begin net gaan doen. En die begin het vir my presies gewys, dat Jesus op die regte dag gesterf het, en die sekonde. Maar kom ons lees bietjie, ek het gisterand vir julle sê, gaan lees Daniël 8. Kom ons lees bietjie daai profesie. En hy het vir my gesê, 2300 aandes en môrens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Wat beteken dit? Die heiligdom gaan in sy regte staat herstel word. Terug na die feeste bietjie. Die eerste blaas die basyn, die 10de gaan die hoofpriester in, hy herstel daai heiligdom. Is dit nie so nie? So hierdie sê vir ons, 2300 aandes en môre, met ander woorde 2300 dae, gaan daai proses begin. Daar gaan die basyn wees. Interpreteer ek dit reg? So die 5de basyn het geblaas, vir ons om reg te maak. Dit was ons waarskuwing. Net soos in die Bybelse tyd. Ons moet nou onsself verootmoedig, en regmaak vir die Here. Dat ons nie dieselfde straf gaan kry as daai mense wat hulle nie verootmoedig het. Onthou julle die Daniël 9 wat ek gisterand met julle gedoen het?
Ons het 'n begindatum gehad, onthou julle? Van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstel, het ons gisterand gesien, was in 457 voor Christus. So daar begin die aandes en môres. Kyk nou verder. Ek het vir julle daai skematiese ding gegee. Kan ek daai laaste week skuif? Ek kan nie. As ek nie daai week kan skuif nie, met ander woorde hierdie deel, want dis hoekom ek nie eers Daniël 8 gedoen het, laat julle eers Daniël 9 verstaan. So as ek daai week skuif, dan kan ek nie op die regte datum kom van 2300 aandes en môres nie. Ek kan nie. En omdat ek hom nie kan skuif nie, het ek 'n begindatum en nou kan ek kom wanneer daai bassein geblaas het. 1844. Volgens die profesie. Ons het 'n begindatum en die 70 weke deur het ons presies gesien gedoop, gekruisig op die bepaalde tyd. So volgens die Bybel weet ek vandag wanneer was die bassein geblaas. Het ons hom fisies gehoor? Nee. Dan die boot het daai bassein gehoor. Hy die trompette gehoor. Ek sê nie dit is nie so nie. Hoor mooi wat ek sê, ek maak hom nie af nie. Maar die Bybel sê vir my, daai bassein moes geblaas het, want dit was gewees om die heiligdom te herstel. As ek na die feeste kyk. So die dag en datum was reg. Dit was die eerste Tisri gewees. Maar sy interpretasie was verkeerd, hy het dit verkeerd verstaan. As hy daai dag gekom het en gesê het, boys, die bassein het geblaas, ons moet regmaak vir die Here. Dan is dit reg. En net soos vandag, omdat die mense nie die feeste verstaan nie, het hy dit verkeerd geïnterpreteer. 1844 het die bassein geblaas. Hoor wat sê Paulus. Jy al gehoor wat sê Paulus? Hebreërs 4 vers 14 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele gegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Jesus het opgevaar boontoe as ons priester. 1844 moes hy dan in die allerheiligste ingegaan het. Hier sê Paulus dit vir ons. Hy het deur die hemel gegaan, hy's daar. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoen is, net soos ons, maar sonder sonde. Dit wat ek en julle ervaar, het hy dit plus baie, baie meer ervaar. Dis hoekom hy daar voor kan staan en sê, Vader, ek ken vir Freddie. Ek weet hy het 'n hoereis gehad, Vader, ek weet dit. Maar kyk hier op daai dag, het hy vir my gevra, dek my met u bloed, vergewe my. Vader, kyk verder, hy het dit nie weer gedoen nie. Hy was opreg. Hy het medelee in alles van ons. Vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd. En omdat ons nie die skrif ondersoek nie, ons het dit gelees, moes Moses kyk na die voorbeeld. En hy moes dit hier bou. In Eksodus 25 vers 9. Volgens alles wat ek jou sal wys, die voorbeeld van die tabernakel het hom gewys. So moet julle dit bou. So is daar vandag 'n tabernakel daarbo? Wie is daar binnekant met die versoening? Jesus is tans nou besig met die versoening. Soos die feeste vir die volk gewys het daai tyd. 4 van hulle was op die bepaalde tyd. Die 15 het nie gebeur nie, want die Here is lankmoedig. As dit moes gebeur het in die bepaalde tyd soos die Bybel dit voorspel het Jesus gekom 31 na Christus. En dis seker hoekom
die mense het vir hy tyd hulle goed verkoop het en gedeel het onder mekaar. Dit het nie gebeur nie. Openbaring 20 vers 12 sê, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel, na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Wie is geoordeel? Die dode. Volgens hulle werke. Daniël het dit ook gesien. Daniël 7 sê, die trone word reggesit, en die geregtigheid gaan sit, en die boeke is geopen. So wat het hy gesien? Hy het die hemelse tabernakel gesien. Die boeke wat geopen word. Die sondes wat moet verwyder word. Hoe werk ons regstelsel vandag? Sal hy dieselfde werk daar? Dis eers 'n ondersoekende oordeel. Ek word aangeklaag vir diefstal, word ek dadelik toegesluit? Soms ja. Môre vroeg of bietjie later kom ek uit op borg. Dan word daar speurders aangestel om hierdie saak te ondersoek. Dan kry hulle die bewyse, dan is ek in die hof. Dan is dit die geregtelike oordeel. So die regter sit en luister. Hy hoor hierdie speurder se saak, hy hoor my verweer en so gaan hy deur dit. En dan is dit die uitvoerende oordeel. Hy het so 'n hamertjie wat hy slaap en hy sê 10 jaar, toenks, daar gaan jy. Gaan dieselfde werk. So in watter tydperk is ons nou? In die ondersoekende oordeel. Die heiligdom word nou gereinig. Daar's 'n aanklaer wat vandag voor die Here staan en sê, maar Freddy, Here, kan ek jou 'n bietjie vertel van Freddy? Ek kan vir Ben inroep. Miskien moet ek vir nee, ek sal hulle uitlos, nie inroep nie. Want hulle ken my lewe. Kom sê 'n bietjie vir die Here wat hy gedoen het. En dan sal my regter op staan en sê, nee, hy het vir my vergifnis gevra. Dis wat tans gebeur. Hoekom sê ek dit? Want die Bybel sê vir my in Openbaring 22 vers 12, die Here kom met 'n loon. So daai hamer is geslaan en gesê, onskuldig. Ons leef nou in die tyd van versoening. Die bassein het geblaas. Ons verwag die wederkoms. Ons weet dit nie wanneer dit is nie. Tussen die 4de en die 5de fees. Die 4de fees was 31 na Christus. Wat trek ons vandag? Daai tyd is bepaal deur God se woord wat vir ons 'n datum gegee het. Die volgende fees ons nie. Dis die wederkoms. Ons weet nie wanneer dit is nie. Die Here sê dit vir ons baie tyd. So tans nou word belyde sondes uit die hemel uitgevat. Omdat ek vir julle gesê het, sonde het begin in die hemel. Ons dink die hemel. Maar daar is sondes daar binnekant. Satan moet nog geoordeel word. Ons het dit nou gelees in Korintiërs. Iemand gaan hom oordeel. Hier sit hulle. So daai sondes moet ook uitgevat word. En wanneer daai sondes uitgevat het, ons sondes, Satan se sondes, dan is die heiligdom herstel in die toestand wat hy was voor sonde in die hemel begin het. Kyk wat sê Kolossense 2 vers 13. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnede van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, dat hy julle al die misdade vergewe het. As ons vandag die versoening met die Here doen, dan is dit ons belofte daai. Dat hy daar gaan skoonmaak en alles, my rekord gaan wegtrek daar en dit verbrand. Ons het nou gelees en daar sal nooit weer gedink word aan dit nie. Vers 14 sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyand was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit 'n vaste naal aan die kruis. Dis my sondes wat daar vasgenaal gaan word.
Hoe het ek geweet dis sondes? Hoe weet hulle vandag ek het 'n sonde? Ek kan sonde net bepaal deur God se woord te verstaan wat hy vir my sê, moenie. So as die wet daar vasgenaal was, kan ons van daai tyd af doen net wat ons wil. Die wet is vat, ons kan maar Sondag maak as wil. Nee. Daar het 'n 5de bason geblaas. 'n basyn geblaas. Ons is in die tyd van versoening. Waar begin versoening? Hier begin dit. Dit begin by, nie by my vrou nie, begin by my. Wat is die volgende stap? Ek moet ook kan vergewe. Soos wat ek verwag, Jesus moet my vergewe, moet ek ook kan vergewe. Dis die versoening. Paulus is 'n bietjie duidelik in vers 16. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan, of Sabbat nie. Wat bedoel hy daar? Wat is daai spys en drankoffer? Onthou ons het daarvan gelees in Daniël ook, onthou Daniël 9? In die helfte van hy week het spys en drankoffer opgehou. Wat bedoel Paulus daarmee? Kom ons lees. Levitikus 23 vers 27. Dit is die feestydde van die Here wat julle moet uitroep as heilige 4 dae om aan die Here 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer en spysoffer en slagoffer en drankoffer, soos elke dag voorgeskryf. Wat sê Daniël 9? Dit is afgestel. Hy sal 1 week lank met baie sterk verbondsheid en gedurende die helfte van daai week stel hy dit af. So dit het in vervulling gekom, daai aan die kruis. Is die spys en die drankoffer afgestel. Het julle gesê ek het gesukkel met hierdie lesing. Ek was op die punt om te doen wat die Jode doen. Op die punt. En dank die Here dat hy my in 1 week lank gelei het om by 5 plekke Daniël 9 te doen. En toe snap ek, wow, dis afgestel. Want Kolossense 2 vers 17 sê, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Toekomstig aan daai feesblaas, daai basynblaas, toekomstig. Dis afgestel. Dis nie meer deel van my nie. Die Here het nie sy belofte vertraag nie. Hy gaan kom. Hy's lankmoedig. Ek het nou met iemand gepraat daaroor. Ek dink amper dit was Ben. En ek gee nou 'n voorbeeld. Miskien sit daar vandag 'n man in die tronk wat 'n moordenaar en verkragter is. Maar die Here weet dat daai man, en dis 'n voorbeeld wat ek gee hoor, gaan op 31 Desember 2026 sê die hart vir die Here gee. Kan die Here dan net na dit kom? Hy's lankmoedig. Hy weet gister van môre. Hy weet wie gaan sy keuse volmaak. Ons weet nie wat 'n dag gaan hy kom nie. Eerste 4 feeste op 'n bepaalde tyd. Die 5de fees op 'n bepaalde tyd wat die Here vir ons gegee het. Maar nie volgens die 7 jaarlikse feeste nie. 6de fees weet ons nie. Wat is die 7de fees? Lees 'n bietjie daar. Spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15de dag, eerste dag blaas hy, 10de dag versoening, op die 15de dag van die 7de maand, is dit 7 dae lank, die hittefees van die Here. Hoe lank? 7 dae lank. Op die 15de. Kyk 'n bietjie wat sê Openbaring 8 vers 1. En toe hy die 7de seël oopmaak, kom daar stilte in die hemel, omtrent 'n halfuur lank. Kan julle daai twee bymekaar sit?
Ons het nou die aand gekyk na dagjaar beginsel in die Bybel. 40 dae, 40 jaar. Onthou julle dit? As ek daai beginsel vat, en ek werk dit uit na 'n dag toe, en daai selfe beginsel, en ek werk 24 uur uit, na 'n halfuur toe, hoe lank is dit? 7 dae. Dat gaan omtrent 'n halfuur lank, omtrent 'n halfuur lank. Omtrent 7 dae gaan dit stil in die hemel wees. Ek het nou vir julle gesê, as Jesus kom, bring hy sy engele saam. Gaan stilte in die hemel wees. Omtrent 'n halfuur later, min of meer 'n week later, gaan ons ingaan om wat te doen. Die engele vat ons saam om wat te gaan doen daarbo. Na daai feesmaal toe. Maak nie verskil as jy die skrif gaan ondersoek. As jy begin kyk, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie hier op dit, bietjie op dat, dan gaan daar verskriklike dinge vir 'n mens oop. Openbaring 8 vers 1 sê, en toe hy die seël oopmaak, kom daar stilte omtrent 'n halfuur lank. Na 'n halfuur is ons terug. Wat is dit dan? Dis ja, te fees. Dis die bruilof. Ons lees van die bruilof in die Bybel. Dit gaan die grootste feesmaal wees. Ons gaan vir die Here kan vra, Here, nee, ekskuus, ek het nou heel verkeerd gepraat. Wat gaan die eerste ding wees wat ons sê? Prys die Here. Dankie Here. Dankie dat U gesterf het vir my. Dankie dat ek U woord kon glo. Dankie Here, dat ek vandag met U is. So die eerste fees, op die bepaalde tyd. Dit herdenk die verlossing uit Egipte, die bloed aan die kusyne, die vervulling, die bloed van Jesus aan die kruis. Die tweede fees, die suurdeeg, sonder sonde in die graf. Die derde fees, eersteling, Jesus staan uit die graf uit op. Die vierde fees, uitstorting van die Heilige Gees. Almal op die bepaalde tyd. Die vyfde fees van waarskuwing vir die voorbereiding van die versoendag. Dit verkondig die verkondiging van die naderende oordeel. As jy 'n bietjie gaan kerkgeskiedenis gaan kyk, kom ek sê vir julle so, ek kom tot bekering. Wat weet ek van die Here af? Sweet blow all. Niks. Die bietjie wat ek op skool geleer het, die bietjie wat ek saam met my maale kerk toe gegaan het, toe ek in matriek kom, uit die am uitkom, toe ek groot, ek sit nie weer my voete in 'n kerk nie. Weet julle wanneer was die eerste keer wat ek weer my voete in die kerk gesit het? Toe ek en my vrou trou. Toe moes ek hier inkom en ek moes trou met haar. Is die eerste keer na ek uit die huis uit gegaan het. Dan af en toe was ek by begrafnisse gewees. By baie troues. Ek sit nie my voete in die kerk vir 'n troue nie. Maar vanmiddag as ons daai drank drink, broer, dan sit ek daar. Ek vier hierdie fees. Toe kom ek tot bekering. My vrou was 'n Methodist. My pa was 'n ou apostel. Watter kerk toe gaan ek? Willem, wat dink jy doen ek? Ek roep vir Tannie Google. En ek sê vir haar, Tannie, watter kerk toe moet ek gaan? En tot my verbasing sien ek dat 99% van die gelowe ontstaan het in die 18de eeu. Gaan kyk. Daar het baie bygekom, geloof het begin, argumente breek op, nuwe gelowe. Wanneer ek die nuwe lewe met julle doen, gaan die Bybel vir julle sê, een geloof. Die kerk het ontstaan in die 18de eeu. Hoekom? Die boodskap was verkondig. Daar kom 'n oordeel. My gevoel is, Satan het daai profesie van Daniël 8 eers verstaan in die 18de eeu. Want toe het hy verwarring ingebring. Gaan kyk waar kom die kerke vandaan, die 18de eeu.
So dit was die verkondiging. Mense het geweet, daar's ewe skielik, wat hulle noem in Engels revivals. Herlewings het plaasgevind. Die 6de fees was die fees van Yom Kippur. Ons weet dis die wederkoms. Ons weet nie wanneer nie. Ons het nie 'n datum nie. Met die 5de fees het die Here vir ons gesê 2300 aande en môre. Dan gaan hy herstel word. Ons het die begindatum gekry. So ons het 'n vasgestelde bepaalde tyd volgens God se woord gekry. Die 7de fees, die loofhuttefees. Ons wag vir daai fees. Gaan ons daar wees? Gaan ons deel wees van daai fees? Aan die boot aan vele mense het die trompettefees verkeerd verstaan. As hy daai dag gesê het, daar kom 'n versoendag, dan was hy reg. Maar hy het daai fees gesien as die wederkoms. Ons het nou gesien, daar moet 'n versoening wees. Daar gaan 'n oordeel wees voor die Here kom, want hy kom met sy loon. Kom ons doen daai versoening met die Here. Net hy weet wanneer hy gaan kom. Kom ons bid. Liewe Heer, ek weet hierdie is nie 'n maklike boodskap nie. Maar ek wil vir U vra om ons te lei. En ek vra weer, Here, as ek verkeerd is, help my asseblief reg. Want Here, daai waarskuwing was gegee. U woord het vir ons 'n begin gegee. U woord het vir ons 'n einde gegee. Maar Here, ons weet nie wanneer U koms gaan wees nie. Maar ons weet, Here, as ons verder studeer, dat dit gaan gebeur. Die dag wanneer die Here ons kom haal, gaan dit omtrent 'n halfuur lank, Here. Omtrent 'n week lank. Dan gaan ons met U versoen wees in die hemel. Dit gaan dan wees op tyd wees, op 'n bepaalde tyd. Nadat die 6de fees plaasvind. Lei ons asseblief, Here, vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie.